Die wêreld het die afgelope 60 dae verander op maniere wat Suid-Afrikaners nie meer kan ignoreer nie. Wat begin het as 'n konflik in en rondom Iran en die ontwrigting van skeepsroetes, het nou 'n direkte impak op jou lewe. Hierdie krisis strek veel verder as oliepryse alleen. Ons voel reeds die oorlog by die volstasies en wanneer ons inkopies doen in die winkels. Daaroor praat ons vanoggend met Dr. Joan Swart, 'n onafhanklike veiligheidsnavorser en forensiese sielkundige. Joan, goeiemôre, baie welkom weer hier by RSG. Goeiemôre, Gustaf, baie lekker om hier te wees, dankie. So die laaste 3 maande nou het ons gesien hoe hierdie oorlog oorgespoel het in die wêreldwye markte in. Hoekom raak 'n streekskonflik daar in die Midde-Ooste so vinnig 'n wêreldwye ekonomiese skok? Ja, dis natuurlik nie alle streekskonflikte nie, maar wel beslis wel hierdie een. So ons het al baie gepraat oor die straat van Hormuz. Ek wil net luisteraars herinner dat dit een van die wêreld se belangrikste energiedrukpunte of choke points is. Groot volumes olie, natuurlike gas en kunsmisprodukte beweeg daardeur. En daar het baie min daardeur beweeg sedert einde Februarie en baie lande se reservevoorrade raak uitgeput. So beskikbaarheid is onder druk. Maar die belangrike punt om in ag te neem is dat olie 'n wêreldwye kommoditeit is met 'n internasionale markprys. So selfs lande wat nie direk olie deur Hormuz invoer nie, en die beste voorbeeld daarvan is die VSA, betaal steeds die hoër globale markprys en dis hoër pryse by die pompe, by die garages. So wanneer die risiko in die Midde-Ooste toeneem, styg die risikopremies op olie, versekering, vervoerkoste neem toe, markte begin toekomstige tekorte inprys, en ons moet onthou dat moderne ekonomieë baie sterk geïntegreer is in terme van al hierdie elemente, energie, logistiek, voedsel, vervaardiging en so aan. So dis die rede hoekom 'n streekskonflik so vinnig versprei. Ja. Nou, by die petrolpompe voel die mense dit reeds nou in hulle sakke, soos ons nou gesê het. Hoe lank gaan dit nou neem voordat hierdie brandstofskok volledig deurvloei na kospryse en ander lewenskostes? Ja, so ons sien party effekte amper onmiddellik en dis in vervoer, in logistiek, distribusie. So byvoorbeeld 'n vliegkaartjie, indien jy moet gaan vakansie hou of wil gaan vakansie hou, enigiets wat jy aankoop, selfs privaat sekuriteit wat baie brandstof gebruik. So kospryse reageer gewoonlik oor 'n paar weke tot 'n paar maande. En die rede daarvoor is dat landbou met produksiesiklusse werk, in terme van plant en bemesting en oes en so aan. So diesel en kunsmiskoste word dus geleidelik ingebou. En as hierdie hoë energiepryse aanhou, dan word inflasie ook meer struktureel en is dis nie meer net 'n korttermyn skok nie. So ek sou skat teen die 3de kwartaal kan baie huishoudings die volle sekondêre impak begin voel. En ek het ook gedink dat as die Seestraat nou sou oopmaak, kan ons dalk 'n vorm van herstel binne 12 maande sien, maar enige meer skade veral aan die olie-infrastruktuur en olievelde en gasvelde in die Midde-Ooste en in die Golfstate kan ons dalk dekades terugsit. So dit sal 'n regte ramp wees. Hoe ver strek daai veranderings in die struktuur, die strukturele impak op die Suid-Afrikaanse ekonomie as die oliepryse so hoog bo die $100 'n vat is vir watter rede ook al dan nou, en dat dit nou so oorspoel en nie meer gaan oor energie vir die mens op voedselvlak basies nie. Waar begin 'n mens daai eerste tekens sien, maar hoe diep gaan dit dan verder? Wel, ons sien klaar toenemende druk op huishoudelike begrotings. Ek het 'n vinnige beraming gemaak net op koste. So 'n pendelaar wat ongeveer 40 tot 60 km per dag reis, saam met 'n paar van sy ander huishoudelike ritte en so aan, kan jy maklik R1000 'n maand ekstra betaal. En dit sluit nie as enige ander prysverhogings in nie. So ons sien
hierdie vervoer en logistieke koste styg reeds. Landbou-insette, diesel, kunsmis, verspreiding het reeds begin styg. So hoër insetkoste druk dan winsmarges in besighede wat dit deurvoer of laat deurgaan na die verbruiker toe. Maar die grootste probleem is die staat se fiskale ruimte is so baie beperk. Ja. Jy weet, hulle het nou 'n bietjie verligting op die brandstofpryse in terme van heffings en so toegelaat vir 2 maande, maar daarna het hulle aangekondig of aangedui dat Suid-Afrika kan dit net nie meer bekostig nie. So ons kan nie langdurig subsidies of verligting finansier nie. En dan sien ons ook groter blootstelling weens ons beperkte plaaslike raffinaderij kapasiteit. So ons het 'n groot afhanklikheid van invoere. Maar die groter probleem waarna jy waarskynlik verwys, is dat ons alreeds 'n lae groei het van 'n lae basis af. Swak produktiwiteit, fiskale druk en dan het ons 'n beperkte beleidsruimte om hierdie tipe goed op te los en 'n buigbaarheid te hê om dit vir 'n tydperk deur te staan. Dit klink so 'n klomp domino's wat jy beskryf, al die dinge wat verkeerd kan loop. Dit is omtrent, ja. Ja, en dat die spoorweë werk nie goed genoeg nie, so al die vragmotors ry met die diesel op die paaie en so om dinge uitgevoer te kry. Daai fiskale druk, jy het nou verwys na die heffings wat ons so 'n bietjie verligting kry, maar die prys gaan nog steeds op, al is daar die verligting, maar daai subsidie van die petrolprys wat hulle op die oomblik vir ons gee, kos iets so 17 miljard rand in 'n maand. Dis reg. Hoe op aarde dit gaan ook 'n domino ergens anders omslaan? Ja, kyk, soos ek sê, hulle het aangedui, die fiskus het aangedui dat hulle dit kan bekostig vir 2 maande. Daarna nie meer nie. Maar jy sien, ons is by 'n punt waar ons kan doeteenvoudig nie meer maatskappy of privaat belastings verhoog nie. So dis regtig 'n fiskale agtergrond. Ons skuld raak ook verskriklik baie en baie duur ook. Indien daar enige probleme is, raak dit natuurlik duurder. So dis 'n probleem. Dis wat noem hulle dit in skaak zoekzwang. Ja, omtrent, ja. Watter kant jy ook al heen beweeg. Presies. Ja. Joan, ek wil vinnig vir jou vra, dink jy almal hoop op Donald Trump dat hy 'n einde gaan maak in 'n maand of 3? En gaan dit werk? Gaan dit eers die moeite werd wees? Dit gaan definitief die moeite werd wees, maar hy sit met 'n enorme probleem. Dis vir homself sy eie beeld is vir homself baie belangrik, so hy wil graag as 'n wenner hier uittreë. Nou hy sal waarskynlik, as hy nou onttrek en sê hy het gewen, sal meeste van sy kern MAGA ondersteuners sal hom glo. En jy weet, dan moet ons maar sien hoe hulle met die verkiesings in November gaan vaar. Dit lyk nie baie goed op die oomblik nie. Ja. Maar sy ander probleem is Israel wat soveel druk op hom plaas. Nou, ek weet nie wat die rede is, wat die basis is vir die druk wat hulle op hom toepas en dat dit suksesvol is nie. Ja. Maar hy sal erns 'n plan moet maak en 'n skuif moet maak en doeteenvoudig wegloop en hy maak reeds sulke geluide. Ja. Hy gaan volgende week vir China toe om vir Xi Jinping te gaan sien. Ja. So ek sien nie dat daar enige skuwe gaan wees voor, ek dink dis donderdag volgende week, voor dan nie. Soos wat hy maar soek na die deur om uit te kom. naweek daarna sal ons waarskynlik 'n aanduiding kry. Baie dankie, Dr. Joan Swart, sy is 'n onafhanklike sekuriteitsnavorser en forensiese sielkundige.